Goeiemôre liewe vriende. Baie welkom vanoggend hierso in die erediens. Ek wil besonder ook weer welkom sê vir ons mense wat deur YouTube by ons inskakel. Baie welkom. Waar jy ook al is in die wêreld. As daar moontlik van julle is wat daar uit die Midde-Ooste uit inskakel, wil ons spesiaal vir julle ook sê dat ons aan julle dink hierso en dat ons voorbidding gaan doen ook vir julle, vir die hele situasie daarso in die Midde-Ooste. Maar baie welkom. Ook as jy by jou huis is, ons gaan vanoggend nagmaal gebruik. Jy is baie welkom om vir jou 'n stukkie brood gereed te kry, 'n glasie wyn, 'n glasie druiwesap. En dan is jy regtig welkom om saam met ons, wanneer ons hierso die nagmaal gaan gebruik, dit daar te gebruik by jou eie huis ook. En op die manier is ons deel van die liggaam van Jesus Christus. Nuwe intrekkers, baie welkom. Kan ek sien wie is nuwe lidmate? Pieter en Amelia, julle het nou gesê ek moet nie julle naam, maar dan waar is julle? Want ek het 'n prys vir julle. Daar's julle. Hulle is nie hierso by ons. Ons gee vir ons nuwe lidmate gee ons 'n resepteboek. Uit ons gemeente uit. Ons hoop julle gaan baie vinnig welkom voel. Baie dankie. Is daar nog nuwe lidmate? Daarso. Baie welkom. Party oud lidmate kom min kerk toe en dan kom hulle kerk toe en dan maak hulle asof hulle nuwe lidmate is om 'n resepteboek te kry. Vreeslik welkom by ons. Ons hoop julle is regtig gou welkom. Daar ook nuwe lidmate. Gaan iemand nou vir my help? Ek gaan Leonie, jy 'n resepteboek kry hierso net en sommer daar gee. Baie welkom ook daar aan die losie. Ons hoop julle skakel baie vinnig lekker in en ons wil na die tyd wil ons graag saam met julle kuier. So die manier hoe ons saam met julle kan kuier is, ons gaan lekker brood breek na die tyd, broodjies eet, koffie drink, nuwe intrek, nuwe lidmate vra ons, vat 'n rooi beker. Dan weet ons, jy's 'n nuwe lidmaat en dan wil ons graag net met julle gesels. Ons wil regtig net vir julle beter leer ken asseblief. Dankie Leonie. Sal jy sommer daar agter gee asseblief. Dankie hoor. Johan en Pietro Beyers, hulle is al 'n rukkie by ons. Ons het hulle lidmaatskap nou ontvang. So ons sê weer eens vir hulle ook welkom. So vriende, hier is ons nou in die erediens en dis vir ons belangrik om te fokus op die teenwoordigheid van die Here. Die Here is gelukkig nie meer teenwoordig hoe meer ons fokus. Die Here is teenwoordig, in sy volheid is hy vanoggend hierso. Dit is 'n wonderlike gedagte. Die probleem is jy en ek, ons gedagtetjies wat dwaal in dinge wat in ons lewe aangaan en wat ons aandag aftrek. So ons wil probeer, ons wil vir die Here vra, Here help vir ons om iets van U te beleef. Dankie dat U hier is en dat U vir ons raak sien ook vanoggend. Ons bewuswording vers uit Psalm 103, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is, hou dit in gedagte dat ons stof is. Weet dit vanoggend, raak bewus daarvan. Here, U weet waarvan ek gemaak is, U weet wat in my lewe aangaan. U weet dat ek maar breekbaar is, dat ek maar net stof is. Dankie dat U dit weet. Dankie dat U ontferm oor my, soos 'n vader doen oor sy kinders. Sanggroep, julle kan vir ons regmaak, terwyl ons stil raak, net rondom hierdie vers uit Psalm 103.
Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor jou. Hy weet waarvan jy gemaak is. Hou dit in gedagte, dat jy stof is. Dis my groot voorreg om dan in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees vanoggend jou te groet en vir jou te sê vrede vir elke een van ons. Kom ons staan en dan loof ons die Here. En die Heer
Kinders by my kom kuier. Sy. Good. Right. Eerste dinge. Eerste verjaarsdag. Wie is daar iemand wat verjaar het? Hierso van julle? Niemand nie. Van die groot mense. Kom hierso. Dian het verjaar. Ook verjaar. Kom staan hierso. Julle gaan vir ons sing. Daar sy. Skiet jou naam? Annika. Ja. Goed, nog, is daar nog enige verjaarsdae? Daarso. Ans. Wanneer? Verjaar jy? Vandag, jy verjaar vandag. Wil jy nie by ons kom staan nie? Kom staan by ons, Ans, kom. Ons gaan vir jou wag. en terwyl Ans vorentoe kom, oom Marius Janse van Rensburg verjaar môre en dan is hy 97 jaar oud.
Aan sê dis nie sy nie. Baie geluk aan julle drie. Mag julle 'n wonderlike jaar hê. Dian, ook vir jou wat hierdie jaar by ons is. Groot seën ook vir jou. Annika vir jou en Ans vir jou ook. Ek gaan sommer vra, wil julle nie vir ons die Bybel oopmaak, Ans? Annika, sal jy vir ons die kers aansteek hierso? En dan gaan ons vir julle sing. Ons hoop regtig dat julle 'n baie mooi jaar gaan hê. Was hy? Nog 'n verjaarsdag, another birthday. Hey? Kom. So there you go. When show? That? Huh? Vrydag. Okay, good. Okay, come and stand here with us. Right, julle, kom ons sing vir hulle. Veels geluk, liewe maatjies, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Hip hip, hoeré! Nog 'n hip, hoeré! Dankie julle. Daar sê, so saam met ons verjaarsdag, spesiaal vandag, wil ons spesiaal aandag gee aan ons senior burgers. So Leonie het vir ons wonderlik, sy het vir julle geskenkies hier gereed gemaak. Maar daar's 'n ouderdomsbeperking. So Leonie het gesê bo 68. Steek bietjie julle hande op dat ons net bietjie sien. Bo 68. Wonderlik. En nou het ek ouens nodig om my te help uitdeel my belydennisklas. Steffi, kan julle vir ons kom help? Ansie, Pieter, Ben. Daar so en hierso, so julle moet maar kyk. Ben, julle moet maar kyk so tussen mekaar. Daar so en kom ons gooi 'n paar hier in, want ons daarom nog 'n mandjie. Ja. Daar sê. Okay. Daar sê gaan julle so, Ben, jy's slim. Okay, so steek julle hande op en dan kry jy jou persentjie en met die persentjie wil ons eintlik net sê ons sien julle raak en ons eer julle. En ons sê vir julle dankie vir dit wat julle doen in ons lewe. Dit wat julle inbou in ons lewe. Baie dankie dat julle help uitdeel. Daar sê. Kom ons maak dit seker, soos met die nagmaal, as enige iemand omgeslaan, oorgeslaan, steek jou hand op. Baie dankie julle. Is julle reg? 68. As jy nou regtig 'n pen nodig het, kan jy na die tyd kom kry. Dankie. Hierdie is ons mooi kinders wat in die belydennisklas is. Gee vir hulle ook 'n lekker hande klap. Sit sommer so. Ja, dankie. Dankie Leonie ook vir die moeite. Ek wil graag op hierdie punt 'n gebed doen vir ons senior lidmate.
om vir die Here ook dankie te sê vir hulle. Here, baie dankie vir ma's en pa's, vir oumas en oupas, wat U gebruik om in te bou in ons lewe. Dankie daarvoor. Dankie dat ons hulle vanoggend hier by ons kan hê. Dis alles tekens van U liefde en ons aanvaar dit so uit U hand uit. Dankie, Here. En ons bid vir hulle, vir gesondheid, ons bid vir hulle vir vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ons bid vir hulle dat hulle omring sal wees met mense, hulle hartsmense wat vir hulle liefhet. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Goed, ek wil 'n bietjie by julle hoor. Ja. Wie van julle het take by die huis en dan is jy nie lus daarvoor om dit te doen nie? Kom ek hoor 'n bietjie. Okay. Ons gee tyd. Kan ek 'n bietjie hoor wat se goed is daar? Sus? Jou Engelse projek. Ek is met jou daar, hoor. Nog? Take, huisgoedjies wat jy moet doen. Jou bed opmaak. So gebeur dit baie keer dat jy dink ek gaan hom nie opmaak, my ma moet hom opmaak. Gebeur dit baie keer, sis? Gebeur dit baie keer dat jy sê, weet jy, ek gaan my bed los. Ja, my ma moet hom opmaak, né? Ja, so dit gebeur. Wie van julle hou van skorrelgoed? Okay, maar julle moet skorrelgoed doen. Iemand moet dit doen, né? Is dit nie so nie? Naderhand papierborde nie meer lekker nie. So iemand moet die skorrelgoed doen, né? En baie keer dink ons, jong, nee, ek los dit vandag. Ek is nou nie vandag lus nie. Ek gaan dit los. Kom ons dink aan 'n ander een. Wie van julle het hondjies? En hondjies is wonderlike goed, né? Hulle is regtig wonderlike goed, né? Maar hondjies moet hulle besigheid maak. En wie maak skoon? Jy kyk dit so en jy gooi 'n blinde oog, jy dink, nee, ek het dit nie gesien. Iemand anderste moet dit doen, né? Partykeer gebeur dit so, dat daar dinge is wat jy sien wat gedoen moet word, maar jy sê by jouself, ek is nie lus om dit te doen nie, ek gaan dit los vir iemand anderste. En dis presies die gedeelte wat ons vanoggend nou gaan saam lees. Ek wil hê dat julle saam met ons lees en dan gaan julle in julle groepies gaan julle verdeel. So, die gedeelte wat ons gaan lees is uit Johannes 13 uit. Wie van julle het al vuil voete gehad? Het julle al vuil voete gehad? Ja. Ja. En wie van julle het al laat iemand anders te jou voete was? Sal jy hou daarvan? Iemand anders te kom in jou voete. Wie? Die? Die? Wow, okay. Was hulle? O, ja, maar dan gaan jy nou vir 'n pedicure, wat noem julle daai goed, né? Ja, daarvan hou jy. Maar as jy nou regtig vuil voete het en goed, groot mense, jy sal weet, jy gaan daai voetjies van jou so intrek, soos 'n kanarie wat op 'n stokkie sit, sodat niemand net aan jou voete raak nie, né? En hier lees ons uit Johannes 13 uit, in hulle leefwêreld was dit stofpaaie, so, wat gebeur in stofpaaie? Wat gaan sit op jou voete? Stof en modder, ja, dalk het dit gereën, dalk is my voete lekker nog vol modder ook, en nou sit hulle aan om te eet, en hulle het nie by so 'n tafel aangesit nie, hulle het eintlik amper half so gelê, rondom 'n tafel, en as jy lê, dis jou voete hier, en waar is die volgende ou, sy kop? By jou voete, net so. So nou lê die disippels aan en iemand met voete gewas het, dis 'n gebruik gewees, kom ons lees.
Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is lief gehad. Lees dit daar, kyk na dit. Jesus het hulle lief gehad, hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad, baie, baie lief gehad. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duiwel het toe al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. So saam met hulle is Judas daar, wat nie eintlik so 'n vriendelike ou is van Jesus nie. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God kom en na God teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan. Jesus staan op, van sy elleboog af, staan op, sy bokkleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog. So een vir een sê hy, kom julle, ek gaan julle voete was, een vir een. En dan droog hy die voete mooi af, dit is nou mooi skoon. Met die handdoek wat hy omgehad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom, Here, gaan u my voete was? En Jesus antwoord hom, wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar Petrus sê vir hom, u sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Daarop sê Jesus vir hom, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Simon Petrus sê toe vir hom, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. En Jesus sê vir hom, hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon, hy hoef later aan niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie. Jesus het geweet wie hom sou verraai en daarom het hy gesê, julle is nie almal skoon nie. Toe hy hulle voete klaar gewas en sy bokkleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek gedoen het? Jesus vra vir hulle, ouens, vriende, verstaan julle wat nou hierso gebeur het? Julle noem my julle leermeester en Here en julle is reg, want ek is dit. As ek wat julle Here en leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle voorbeeld gestel en soos ek het vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou, gelukkig is julle as julle dit ook doen. Een vraagie. Wie dink julle was die belangrikste mens in daai kamer gewees? Jesus? Jesus. Wat was die slegste werk in daai kamer? Wat was die slegste werk? Niemand wil dit doen nie. Voete was. Die belangrikste een doen die slegste werk. Die belangrikste een sê, ek is nie so belangrik dat ek dit nie wil doen nie, ek sal by die voete kom sit en ek sal was. Nou sê Jesus, ons moet so in die wêreld ingaan, om nie te dink ons is te belangrik nie, ons moet kyk waar kan ons vir mense liefde gee van ons kant af. Reg so. Goed, julle kan in julle groepies verdeel en dan gaan ons nou verder bietjie saam gesels. Ek wil graag hê dat jy in jou gedagtes in daai vertrek moet inklim. Daar waar die Jesus en die disippels bymekaar is en gereed maak om die Paasmaaltyd te eet. Klim saam met hulle in daai vertrek in. Die eerste ding wat jy en ek gaan agterkom, ons sit hier met 'n klomp ouens, daar's so 'n bietjie weerstand by hulle. Weerstand teenoor mekaar, oor wie is belangriker en ja. So, dit is soos in 'n rangorde. Wie's nou belangrikste, wie's minder belangrik,
wie's minder belangrik. So daar's 'n redelike atmosfeer, jy kan dit noem 'n atmosfeer van kompetisie. Jy weet mos as jy in 'n gesprek inloop en jy voel daar's spanning. Hierso is spanning in hierdie vertrek. Hoor so 'n bietjie wat sê Lukas oor hierdie gebeure net voor die Paasmaaltyd. Daar het onenigheid onder hulle ontstaan, dis met die disippels oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word. Jesus sê vir hulle, by die nasies is dit so, konings speel oor hulle baas, maar by julle moet dit nie so wees nie. Inteendeel, die belangrikste onder julle moet soos die geringste wees en die een wat die leier is soos die een wat dien. Onenigheid oor wie die belangrikste is. Met ander woorde, hier is weerstand van, jong, ek gaan nie jou voete was nie. Ek wag vir jou. Daar's ook weerstand onder die disippels teenoor Jesus. Van hulle kyk hom nog uit. Judas het amper klaar sy gedagtes opgemaak, daar's weerstand, hy's teleurgestel in hierdie Jesus. Van die ander ouens wag nog en dink, joh, miskien as hy wonderwerke kan doen, ons wag vir daai wonderwerk wanneer hy die Romeine eintlik net van die tafel afvee en ons as Jode, ons is weer number 1. Maar ons gee hom 'n bietjie tyd. Ons sien hy het nou nog nie gedoen wat hy moes doen nie, ons gee hom tyd. So daar's weerstand teenoor hierdie Jesus saam met wie hulle stap. Hy's nog nie sterk genoeg nie. Weerstand teenoor mekaar. Ek wag vir jou. Ek gaan nie jou voete was nie. Ek is belangriker as jy, so ek wag vir jou. Daar's weerstand in Petrus. Petrus het van die begin af 'n stuk weerstand eintlik gehad. Jy onthou, verlede week het ons gelees, hy val op sy knieë wanneer hy by Jesus aankom en hy sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Daar's 'n stuk weerstand in Petrus. 'n Stuk weerstand teenoor sy mede-disippels, maar daar's 'n stuk weerstand ook teenoor Jesus. Jesus moet asseblief nie so afdaal tot op die vlak van 'n slaaf nie. Dis nie die Here wie ek soek nie, ek soek 'n sterk Here. Wanneer Jesus sê, ek gaan maak gereed om gekruisig te word, is dit Petrus wat sê, dit sal in alle ewigheid nooit gebeur nie, Here. Ek sal u verdedig. Daar's 'n stuk weerstand by Petrus teenoor Jesus. U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. As ek daai woorde lees, dan dink ek ook aan Timoteus, nie Timoteus nie, Thomas. Thomas, onthou julle na die kruisiging, wag hulle nou, weet nou nie, is Jesus nou dood? Wat sê Thomas? Ek sal in alle ewigheid nooit glo voordat ek nie my vinger in die wonde gesit het. Petrus, sterk, nee, wat 'n verskriklike sterk uitspraak. U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. As 'n stuk weerstand teenoor hierdie Jesus wat by sy voete wil kom sit. En dan wanneer Jesus sê, as ek nie jou voete was nie, het jy nie deel aan my nie. Dan spring ou Petrus, liewe Petrus, die ou wat nie in die boot kan bly nie, wat op die water wil loop, spring hy na die ander uiterste toe. Here, nie net my voete nie, sommer alles. Want hy verstaan nie wie die Here is wat voor hom is nie. Hy verstaan nie vir Jesus nie. Hy verstaan nie dat Jesus net nodig het om sy voete te was nie. Hy verstaan nie dat Jesus nodig het om naby aan hom te kom nie. Hy verstaan nie dat Jesus die een is wat nie net 'n mooi gedagte is nie, maar wat fisies aan hom kom raak. Wat sê, ek is die Here wat hier by jou is.
Met weerstand kry jy dit reg om mense op 'n afstand te hou. En mense wat jy op 'n afstand het, het jy oorbeheer, want jy sê wat gebeur. Moenie hom te naby aan jou toelaat nie, want dan verloor jy beheer. En Petrus wil nie beheer verloor nie. Want die oomblik wanneer Jesus sy voete sou was en hy hom sou toelaat, gee hy beheer oor. En ek moet net beheer hou. As u die seun van God is, sê vir my dat ek op die water moet loop. Beheer. Dit is baie keer makliker om die nette te los. Dit is baie keer moeiliker om die beheer van jou lewe oor te gee. Want wanneer jy beheer oorgee, moet jy toelaat, moet jy naby toelaat, moet jy intiem naby toelaat. Daar's 'n Petrus in elkeen van ons. Terwyl ons mense op 'n afstand kan hou, is dit vir ons goed. Want ek het beheer daaroor. Terwyl ek die Here op 'n afstand kan hou, is dit goed. Want dan kan ek hom aanbid soos wat ek dink hy is. So daar's 'n stuk weerstand by elke een van ons. Die feit van die storie is, dis nie goed genoeg vir God nie. Dis nie goed genoeg vir God dat ons hom in 'n verhouding met hom is op 'n afstand nie. Dis nie goed genoeg vir hom. Hy kom intiem naby. Daar is min dinge wat hy so naby kom as om voete te was, as om my liggaam aan te raak. Om te sê, Petrus, hou op hardloop en sit stil. Of Johan, Susan, Pieter, sit stil. Is dit dalk 'n ding van ons tyd, dat ons nie kan stil sit nie? Ons is van die een ding na die ander ding op pad en besig op ons foontjies en ons kom nie tot stilstand nie, want ek is bang om stil te sit. Ek is bang om die Here toe te laat. Ek is bang vir die beheer wat ek moet oorgee. Daar's 'n stuk Petrus in elke een van ons. 'n Stuk weerstand in elke een van ons. Ek kyk oor die naweek, ek en Beate, kyk ek weer hierdie Good Will Hunting. Man, doen jouself 'n guns en kyk die fliek. Dis een van die bestes wat daar is. Matt Damon en Robin Williams speel in die fliek en dit gaan nou nie die hele fliek vir jou kan vertel nie, maar dit gaan oor Matt Damon. Hy is Will Hunting, wat uit baie slegte kinderjare kom. Hy is wees, hy is mishandel. En die effek daarvan is dat hy emosioneel net nie kan kontak maak met mense nie. Hy is briljant. Hy is 'n wiskundige magician. Hy maak sommer klaar daar wat die professor se mond laat oop. Maar emosioneel is dit 'n gemors. Emosioneel kan hy nie in 'n verhouding ingaan waar hy naby aan toelaat nie. So hy maak droog, beland in die hof, straf word toegeken en hulle kry hom los om te sê, okay, op voorwaarde, jy moet 'n sielkundige gaan sien, en op die ou einde beland hy by Robin Williams wat die sielkundige speel in die fliek. En Robin Williams laat vir Will net sit by hom. Hy druk niks af op hom nie. En hy laat toe dat hy so stukkie vir stukkie iets van hom gee. As Will dink is nou genoeg en hy wil nou loop, dan laat hy hom loop.
in sy sessies. Maar hy's elke keer daar en hy kom terug en hy kom terug. Op die ou einde sê hy vir die professor wat hom nou verwys het, sê hy, he pushes people away before they get a chance to leave him. Jy sien, om weerstand te hê, is om mense weg te stoot voordat hulle jou wegstoot. Om weerstand te hê in God, is om te sê, Here, ek aanbid U op 'n afstand, want ek is so bang U stel my te leer. He pushes people away before they get a chance to leave him. Volgende opmerking. It's a defense mechanism. Elkeen van jou en my, ons weet dit. And for 20 years he's been alone because of that. So die Petrus, jy kan aangaan, jy kan jou vuil voete weghou van my af, maar dit gaan beteken dat jy nie die liefde van my ten volle kan ervaar en verstaan nie. Dis okay. Jy gaan nie deel hê aan wie ek is en die liefde wat ek het. Jy en ek vanoggend, die Here druk hom nie af op ons nie, maar hy kom met 'n uitnodiging en sê, jong, ek hou nie van hierdie afstand-weerstand verhouding nie, ek wil naby aan jou wees. Ek wil hê dat jy my toelaat, dat jy my baie naby toelaat. Ek wil hê jy moet so 'n bietjie stil sit, sodat ek deur my gees met jou kan werk. Want daar is stof wat afgewas moet word. Maar jy sit nie stil dat ons dit kan doen nie. Sit stil en kom laat ek dit doen. Sodat jy en ek nie alleen is nie. Want hy is die Here wat sy naam Immanuel is. God is met ons. Is nie die Here wat alleen is nie, wat ons alleen wil agterlaat nie. Jesus in hierdie weerstand, hy verstaan hierdie weerstand, en dit is hoekom hy sit en wag. Hulle sit almal aan tafel, en almal kyk vir almal, en hy sien wat hier gebeur, en in hierdie weerstand staan hy nie op en loop by die deur uit, soos wat jy en ek dalk sou doen, en sê, wee, Vaderland, nou het ek genoeg gehad. Sê nee. In hierdie weerstand wil ek vir julle uitnooi, wil ek vir julle wys wat dit beteken om voete te was, wat dit beteken om naby aan julle te wees. In ons weerstand vanoggend wil die Here na ons toe ook kom en sê, ek wil naby aan jou wees, jou voete was. Ek wil hê jy moet oopmaak. Ek wil hê jy moet jou hart vir my oopmaak. Laat my toe. En op daai manier kry ons deel aan Jesus. En wanneer Jesus deel van my is, verstaan ek beter van liefde en van geduld en om die lewe te geniet. Verstaan ek beter van vergifnis as ek deel is van hom. Om deel te wees van Jesus, vriende, gaan nie net daaroor dat ek nie hel toe gaan nie, ek gaan hemel toe nie, eendag nie. Vaderland, ek hoop, dit is nie die totaliteit van jou geloof, hoekom jy deel is van Jesus nie. Om deel te wees van Jesus is om vandag voluit te leef. Vandag voluit te verstaan dat hy my lief het. Vandag voluit liefde te gaan uitleef. Nie eendag nie. Daarom lei hy my om te sê, maar jy en ek word Jesus vir mekaar. Jy en ek sit nie meer en kyk vir mekaar en wag, okay, wie gaan eerste nie? Jy en ek sê, ek sal die eerste een wees. Ek sal opstaan. En ek sal voete was. Ek gaan nie meer wag nie.
Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Verstaan jy wat die Here vir jou wil doen vanoggend hierso? As ek wat die Here en leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek sluit af met hierdie gedagte rondom die preek. Dis moeilik om klippe te gooi as jy voete was. Dis baie keer vir ons makliker om klippe te gooi. Ons is goed met klippe gooi. Dit is moeilik om klippe te gooi as jy voete was. Jy kan nie albei tegelyk doen. Vanoggend kom die Here, die lewende Here, en hy stop by elke een van ons, en hy sê, ek wil jou voete was. Ek wil jou hart skoonmaak met my liefde. Ek wil by jou stil staan. Ek wil hê dat jy weet dat ek die Here is wat naby is. Naby is. En die nagmaal, die brood en die beker help vir ons vanoggend. Wanneer ek daai broodjie gaan vat, is dit 'n fisiese aanraking. God is nie net 'n geestelike God nie. God is 'n fisiese God ook. Daarom gee hy vir ons 'n broodjie en vanoggend wanneer jy daai broodjie gaan vat en daai kelkie wyn of druiwesap gaan vat, is dit die fisiese nabyheid van die opgestaande Here wat by jou en my kom stil staan. Laat hom toe. En wanneer ons dit vir mekaar aangee, sê ons, ek sien jou. Ek wil ook deel wees van jou, deel wees van hierdie geloofsfamilie. Ek gaan vir ons sanggroep vra asseblief dat julle vir ons regmaak. Kan ek vir ons 'n gebed doen in hierdie oomblikke, Here? Dankie dat U weet waarvan ons gemaak is. Dat daar 'n stuk weerstand binne in elke een van ons is. Dankie, Here, dat U groter is as my weerstand. Dankie dat U vanoggend by my voete kom sit. Help my meer en meer om my hart oop te maak vir U en U toe te laat. Amen. Terwyl ons hierdie lied gaan sing, kan ons die tafel gereed maak en die persone wat ek uitgenooi het om saam met my te kom sit, as julle asseblief dan vir my saam met my hierso voor kan kom sit. Met
Anna, ekskuus, bring vir my kelkies asseblief. Vriende, kom ons maak net seker, elke een van julle brood, as jy nie het nie, moet jy jou hand opsteek asseblief. En wyn, as jy nie het nie, steek jou hand op, druiwesap, steek jou hand op asseblief. Sy. Daar's 'n redelike spanningsmoment, soos wat Jesus aangaan om die voete te was. Ek dink dit het opgebou in Petrus, dit kom al nader, kom al nader, kom al nader, dit is by my. En nou is die Here hier by ons. En wanneer ons hierdie brood breek, dan dink ons daaraan dat hy sy liggaam gegee het, dat hy kom voete was het, gekruisig is, sodat jy en ek skoon kan wees.
Hy het neergebuig totdat dit sy lewe gekos het. Daarom is die wyn die teken daarvan dat hy sy bloed gegee het, sodat jy en ek skoon gewas kan wees. Liewe Here, dankie dat U die Here is wat by ons voete kom sit. En wat ons aanraak. Amen. Psalm 103 sê, ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees. Dis die Here wat vir ons kom skoon was het in Jesus Christus. En daarom kom ons staan en dan sing ons daardie tweede vers van Jesus groot bo almal. Nie meer twyfel, vreugde en blydskap, lewe in oorvloed gee. Maria, God is met ons, reddende Here, lewende Ek wil vir my vriende wat hier voor saam my sit baie dankie sê. Ons seniors, ons regtig, ons waardeer julle wysheid en julle diensbaarheid nog steeds. Baie dankie daarvoor. Susan, kan ek vir jou so 'n bietjie uitsonder met die braai nou die aand. Susan, kan ek met jou ouderdom sê, want jy's nie een wat skaam is nie. Jy's wat nou 81. 81. Bly in Mandini, sy en haar agterkleinkinders in die kar, by die braai, Vrydag aand. Dit wil gedoen wees. Dit is moeite, maar jy doen dit met 'n mooi hart. Dankie daarvoor. Vir Tannie Fransie ook, wat 91, help my, hoeveel word? 90 word, wat vanoggend ook hier saam met ons is. Dankie daarvoor. Julle inspireer ons. Dankie daarvoor. Ons gaan oor in aanbidding in. Daar is die name. Lauren was in vir 'n blinde darm operasie. Caitlin herstel nog van haar operasie. Sophie se uitslaa, sy gaan vir behandeling. Dink aan haar asseblief. Ek dink daar is ook kanker gekry by haar, so ons dink aan haar. Babsie gaan dit ook nie meer goed nie. Marijn, Dries, ons dink steeds aan haar. Letty, hulle se agterkleinkind, dit is daai 'n kleintjie daar. Johan het 'n groot rugoperasie gehad en Frans het vanoggend hier so by ons sit, diagnoseer met lewerkanker. Gaan in hierdie week sien hy die spesialis Frans. En Anita, ons dink aan julle.
En ons hou vir julle vas. Julle is deel van ons. Baie, baie sterkte. Langtermyn siekes daarso, dink ons steeds aan hulle, oom Marius wat nou môre 97 word, al die name daarso, ons dink aan julle, en dan spesifiek vanoggend, ek het nou nie daarop nie, maar ek wil spesifiek dat ons, wanneer ons nou gaan bid, dink aan sommer net die wêreld wat voel vir ons uit balans uitgeruk word, en veral daar in die Midde-Ooste, dalk is daar van jou familielede daarso, wil ons dink aan hulle, dalk is daar vriende of kennisse daarso, dra vir hulle asseblief oor dat ons bid vir hulle, en ons bid regtig dat die Here vinnig vrede en rustigheid sal bring. In die midde van hierdie groot gemors voel dit vir my, hou ons steeds vas dat hy vir ons vashou. So, kom ons bid saam, kom ons tree in. Liewe Here, daar's dinge in ons lewe wat vir ons breekbaar maak, soos siekte, soos dood, dinge soos bek en klou seer, soos droogtes, dinge soos werkonsekerheid, dinge soos stikkende verhoudings, dinge soos oorloë, Here, soos wat ons nou beleef daar in die Midde-Ooste. Ons verstaan dit nie altyd nie, en ons soek ons troos by U, en ons bid, Here, wees ons genadig. Ons bid, Here, hou vir ons vas. Ons vertrou op U. Maak nie saak wat nie. Ons maak soos wat Filippense 4 sê, ons kom met smeking en met danksegging. Maak ons behoeftes aan U bekend, en U gee vir ons die belofte dat die vrede wat alle verstand te bowe gaan oor ons harte en gedagtes die wag sal hou. Dankie daarvoor. In U naam bid ons dit, Here Jesus, die een wat voete was. Amen. Ons gaan nou geleentheid gee vir ons, daar is die afkondigings, u ken dit nou al, dinsdag spesifiek praat rondom wat dit beteken om te los. Daar's 'n klomp goed wat 'n ou moet los, en dit is baie keer moeilik om te los. Dinsdag daaroor praat, omgee groep, ons het nou al Woensdag by mekaar gekom, dis nie 'n eksklusiewe groepie nie, jy hoef nie jou lidmaatskap te kom toon nie, jy kan maar net kom, dis 'n omgee groep, dis 'n oop groep, waar ons deel met mekaar, en waar ons deel uit die woord van die Here uit 7:30, ons doen dit vir 'n uur, tot 7:30, en dan gaan ons uit mekaar uit hier by die kerk. Donderdag die manne wat by mekaar kom, kerkraadsvergadering die 9de Maart, en dan baie belangrik ook die wêreldbiddag vir vroue. Gerda is aan die leiding daarvan met al die reëlings hier, dis hierdie jaar by ons kerk, en 10 uur, vrouens, as jy enigsins kan, wil ek vir jou uitnooi, maak moeite, en kom wees deel hierso van 'n groter groep ook in Bellito, al die kerke se vrouens kom by mekaar, en dit gaan 'n baie spesiale geleentheid wees, eerskomende Vrydag om 10 uur. Pannekoek en vetkoek, ek weet nie of daar oorgebly het nie. Vetkoek oorgebly, so as jy nie nog die middagete het nie, is 'n vinnige enetjie, en aan die hout is daar ook nog oor. Kom ons gee die noodfonds, daar's nou, dat ek gou die mandjie kry, al het dit vir ons sulke mooi mandjies gemaak, al probleme, sy het nou nie Noudee daarvoor bo opgesit nie, die Noudee omgee vir ons nie, spot. Dit is vir ons krisisse, mense wat er nood het, omgee vir ons, so jy gaan sien by die deur staan hulle, en daardie geld is vir ouens wat in onmiddellike nood is, wat ons mee kan help, en glo vir my, dit help daarmee. So, baie dankie Alet vir daai baie oulike mandjies. Ja, dankoffers. Onthou, ons gebruik nou die Yoco, as jy met jou kaart wil betaal, hier is 'n Yoco masjienkie beskikbaar, en dan ten laaste net ons 10de maand dankoffer, het 212, dink ek nou so vinnig uit die vuis uit ingebring.
Ons mikpunt was 185, so ons sê vir die Here baie dankie en vir elke een baie dankie wat bygedra het. Ons het op 212 het ons geëindig. Kom ons gee geleentheid om die Here te vereer met ons dankoffers. Daar sê, dankie julle. Saam met ons gaan, sal hy ons vrede gee, wees ons goedgesind, maak hy wil bekend, sal hy ons kom ontmoet, mag hy met ons praat, soos 'n goeie vriend. Laat ons nooit alleen, want ons wil doen wat reg is, ons wil liefde bewys. Ons wil lewe vir die bedagsaam loop. Ja, ons wil doen wat reg is, ons wil liefde bewys. Ons wil lewe vir die bedagsaam loop. Ek sal saam met jou gaan, vir jou vrede gee, is jou goedgesind, maak my wil bekend. Ek sal jou kom ontmoet, sal graag met jou praat, soos 'n goeie vriend, laat jou nooit alleen. Ek wil jou leer wat reg is, wil my liefde bewys. Sal die pad saam met jou stap, teenwoordig wees. Ja, wil jou leer wat reg is, wil my liefde bewys. Liewe tree saam met jou gee, die by jou wees. So vriende, ons maak reg om lekker te kuier hierna. Kom ons staan, dan ontvang ons die seën van die Here. Dis die Here wat by ons voete kom sit, wat vir ons sê, die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is by elke een van ons. Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade
sing.